Dis eintlik 'n verskriklike moeilike onderwerp. So ek gaan in plaas van om 'n klomp goed te noem wat ek vir die kinders gaan sê, dit moet julle doen, dit moet julle doen, dit moet julle doen en dat die mense daarvan 'n lysie maak, gaan ek bietjie breër praat en eerder sê waarom moet mense doen en julle gaan maar self invul wat vir julle belangrik is en oor 'n paar kategorieë van ons praat. So kultuur, tradisie, beskawing, ek gaan nou 'n bietjie definisies daarvan gee. Dis woorde wat baie met mekaar te doen het en baie naby aan mekaar is en wat redelik ooreenstem en tog redelik oorvleuel. Maar kultuur, tradisie en beskawing is ook van daai goeters, jy het onmiddellik 'n idee waarvan 'n ou praat, maar as jy dit presies moet omskryf, dan raak woorde op en daar's soveel maniere waarop mense dit ook dan kan definieer. Die basis van kultuur kom van die Latynse woord wat bewerk beteken en die kultuuropdrag is wat ons in Genesis 2 kry toe die Here die mens geneem het en hom in die tuin van Eden gestel het om dit te bewerk en te bewaak. Daai bewerk en bewaak is dan die kern van kultuur en op die ou einde is die bewerk en bewaak vloei uit in 'n klomp goeters van waarop 'n mens leef. So ek wil net vinnig begin om te sê die wêreld waarin ons leef verander kort. Ons leef in 'n wêreld wat anders lyk as 'n paar dekades gelede. En ons leef in 'n tyd van geweldige vinnige kultuurverandering. En die tegnologiese verandering het tans seker die grootste invloed op kulturele verandering. Tegnologie het nog altyd die pas van verandering versnel. Vir baie lank het die mens per voet en per dier gereis. So as 'n mens nou dink hoe lank het dit gevat op 'n handelsroete en hoeveel goed kon jy met jou saamgevat het. En vir eeue lank was te voet en per dier was die enigste manier van reis. Seevaart het die tempo versnel en vir baie lank, vir eeue lank, was seevaart die vinnigste metode om ver afstande af te lê. So is interessant, ek het bietjie gaan kyk, so vir plus minus 3000 jaar was seevaart die vinnigste, dit was die tegnologie wat kultuur die meeste gevorm het. Maar vir daai 3000 jaar het jy maar 'n probleem gehad as jy binnelands wou reis en dan was dit maar nog steeds te voet en per dier gewees. So die industriële revolusie het dinge kom verander. Die stoomenjin het vinnige landvervoer moontlik gemaak. En die interessante ding, jy kon 40 km per uur reis met 'n stoomenjin. Wat natuurlik seker dubbel so vinnig is as 'n perd op volle galop. Ek is nou nie presies seker wat ons 'n perd se spoed op volle galop, nie. Maar ek dink 'n vinnige perd sal seker vir kort rukkies sal hy seker so om en by 30 km per uur kan gaan. So om 20 km per uur te moet beweeg is nogal 'n vinnige eenheid. En dan is dit vir kort rukkies, soos die industriële revolusie het vervoer versnel en jy kon op land 40 km en vinniger reis. Op 'n stadium was 100 km per uur was 'n magiese syfer gewees. En vir lank was dit 'n droom om so vinnig te kon beweeg. Ja, die stoomenjin het nie net die vervoer op land verander nie, maar die stoomenjin het ook seevaart verander
en versnel. En vir 'n redelike tyd was die stoomenjin die toppunt van tegnologie wat kultuur en die voeters ook gedryf het. Later van tyd het die binnebrand-enjin weer 'n groot stap vorentoe gegee en motorvervaardiging met die binnebrand-enjin het min of meer van 1910 af, maar vandag toe baie ontwikkel, maar dit is dieselfde tegnologie wat nou maar net verfyn is. Die binnebrand-enjin en die skroef veraandrywing het lugvaart moontlik gemaak. En ewe skielik was die reistyd oor oseane drasties verkort. Die ouens wat die eerste keer met 'n vliegtuig oor die Atlantiese Oseaan gevlieg het, was wêreldnuus. En nou ja, op die ou einde het dit reis en kultuurvermenging het dit geraak. Seevaart, straalvliegtuie het so van 1960 af het straalvliegtuie seevaart vervang as die interkontinentale passasiersvervoer middel. So dit is sommer nou die dag. So voor 1960, oom Gilbert hulle sal weet, as jy oor see gegaan het, was dit skip. Ek weet nie of julle daai tyd oor see gegaan het nie. Maar ek weet hulle Prof Willie Libbe, hy en Tannie Erna was oor see gewees en dit was per skip. En die mense wat jy daar ontmoet het, en dan was dit Europa toe so 4 of 5 of 6 dae per skip het hy gegaan. Eers van 1960 af het daai goed verander. So hoëspoedtreine is in verskillende streke is vandag dan nou dominant vir middellang afstande in sekere streke. Nou ons goudtrein wat teen 160 km ry is vir Suid-Afrika vinnig, maar dit is in internasionale standaard is dit maar redelik stadig. Daar's plekke waar hoëspoedtreine 300-350 km/h gemiddeld handhaaf. Ruimtetoerisme is moontlik, maar ongelukkig is dit nog nie massa vervoer nie. 'n Mens wonder wat gaan gebeur as jy met ruimtevervoer op Mars beland en jy kry daar probleme en kan nie weer daar wegkom nie. Dalk is dit 'n oplossing om ruimtereise Mars toe te begin bemark. So reis en die tegnologie wat reis gedryf het, met kulture met mekaar in kontak gebring en dit kulture beïnvloed. En vir lang tyd was die tegnologie wat aan reis gekoppel was die grootste kulturele verkenning moontlik gemaak. Maar tans het ons 'n kommunikasiekultuur en telekommunikasie het 'n baie groter invloed op kontak tussen kulture as wat reis ooit kon hê. So rekenaar, selfoon, internet het die wêreld verander en hou nog steeds ongekende veranderinge in. Sosiale media is net so 'n bron van inligting as jou groot nuusinstellings en vandag dalk 'n groter en dalk selfs 'n meer betroubare bron selfs as die groot media. En die vervoertegnologie het mense beweeg, maar die digitale tegnologie beweeg inligting en idees. Dit maak nogal 'n verskil. 'n Paar van ons sal 'n wêreld onthou sonder internet. Wie weet wanneer het die internet inslag begin vind? Kan julle onthou? Ja, daar in die 1990s, die internet het die grense begin afbreek en ewe skielik was toegang onmiddellik en feitelik onbeperk. Hier en daar is al lande wat inligting beperk, dat jy nie alles kan kry nie, maar die internet het toegang tot alles onmiddellik en onbeperk gemaak. En selfone het kommunikasie mobiel gemaak. Dit was ook daar in die 1990s wat ons
ons eerste selfone gekry het. En voor die tyd van selfone was jy of nie by die huis dat jy 'n telefoonoproep kon ontvang nie, of jy was nie op kantoor om 'n telefoonoproep te. Kan julle daai tyd nog onthou toe 'n mens onbereikbaar was? So selfone het kommunikasie mobiel gemaak en dat jy altyd bereikbaar is. Nou hulle daai tyd, dit was baie snaaks geweest toe selfone uitgekom het, jy weet dan sê hulle Wellie Blondine en sy antwoord op haar selfoon op die strand te sê, hoe het jy geweet ek is hier? Jy weet, dit sal nie vir almal meer snaaks wees nie, want hulle het nie die konteks om te weet hoe was dit voor die tyd geweest. En vanaf 2007 is die internet permanent in jou sak deur middel van slimfone. En dis sommer nou die dag. Alles dinge wat kultuur en kultuuroordrag ongelooflik verander het. So 20 jaar, 19 jaar gelede, het die groot probleme in 'n sekere sin begin met die slimfoon en die internet permanent in jou sak. En toegang tot goeders wat onbeperk en onmiddellik is. Voor 2007 moes jy op 'n rekenaar gaan sit om toegang te kry. En dit is maar daai kort rukkie van 1990-91 af na 2007 toe. So wat gebeur het, is dat autoriteit het begin verskuif van ouers se invloed op kinders af en van die kerk se invloed op die jeug en skole se invloed met opvoeding na algoritmes toe. Want die algoritme bepaal het op die ou ende die autoriteit. En die tempo daarvan is absoluut ontzagwekkend. So globalisering kom deur TikTok en deur Instagram en al die sosiale media en ideologie versprei wêreldwyd en blitsvinnig. En plekke wat andersins afgesonder sou wees, is ewe skielik ook blootgestel aan gender en seksuele ideologie, politieke bewegings. As 'n mens dink hoe vinnig het die Black Lives Matter beweging wêreldwyd gegaan en woke kultuur en cancel culture oor die wêreld heen gedra. Sodat mense vir wat ook al is, jy nie die knie gegee ter wille van Black Lives Matter nie. Kan jy onthou wat die reaksie daarvan ook was. So sosiale media het die kultuurvormer geword. En die probleem waarmee ons sit en wat hierdie praatjie dan nou noodsaaklik maak, die tradisionele kultuuroordrag van ouers na kinders en van kerk na kinders en skool na kinders word onderbreek. So die impak van tegnologie is nie meer op waarheen kan jy gaan nie, maar die impak van tegnologie is direk op identiteit, op moraliteit, op gemeenskap, op gesag en sekularisasie, met ander woorde die wêreld wat godsdiens afskud en nie meer belangrik is nie, en kultuur se invloed word afgewater, sekularisasie versnel en wêreldbeskouings vermeng en kinders is nou blootgestel aan 'n internasionale, globale wêreldbeskouing. So vandag is daar wegbeweeg van die tradisionele na die internasionale, die globale. En dit maak dat ons bepaalde probleme ook het. Die natuurlike verskille tussen volke word nou geïgnoreer. Daar is 'n paar tale wat as groot wêreldtale na vore tree en waarin miljarde mense met mekaar kommunikeer. So die natuurlike verskille tussen volke word geïgnoreer en ons jong mense word grootgemaak sonder daardie basis van identiteit. Etnisiteit word totaal geïgnoreer en dit speel geen rol in mense se denke nie. En ras en kultuur het vloekterme geraak.
want die mense gelyk geword. So dit sê, op gemeenskapsvlak moet baie meer gedoen word om die bewaring van en die oordrag van die kultuureie, want jy kompeteer in die kop van kinders teen die globale en teen die internasionale. En volgens die sondige aard van die mens, kan 'n mens nou maar goed weet waar jy kan verwag watter insette die grootste effek op ons kinders gaan hê. En die probleem vandag is die gesin, die skool, die kerk kan nie noodwendig byhou met die intensiteit van kultuuroordrag wat nodig is nie. En 'n ou kan nie soveel tyd daaraan spandeer nie. En dan tipies ook jong mens, kom daar ook 'n noodwendige weerstand daarteen. En is interessant as 'n mens gaan kyk wat Sokrates gesê het van tieners en hoe hy tieners beskryf het voor Christus, dan verskil dit nie veel van vandag. So daar's ook 'n noodwendige weerstand van die jong geslag voordat hulle die kultuur eie toeëien en die draers daarvan word. So daar is 'n baie delikate balans wat vereis word, want met die jeug is weerstand in elk geval 'n gegewe, maar dit word versterk deur internasionale, globale jeugkultuur. Jy moet baie meer doen en 'n groter inset lewer om die jeug te beïnvloed. So as ons kyk na die definisie van woorde van tradisie, kultuur en beskawing, dan wil ek juist laat ons bietjie daarna kyk en daaroor dink en dat ons jong mense ook spesifiek oor hierdie dinge dink en na hierdie woorde kyk en die betekenis daarvan. So tradisie, kultuur en beskawing het baie ooreenkomste en verskille en hulle lê baie naby aan mekaar. Dis woorde wat 'n mens 'n aanvoeling het waarvan jy praat, maar wat jy nie presies kan definieer nie. En die definisie van kultuur verskil ook van tyd tot tyd. Want kultuur verskil van tyd tot tyd en mense sien dit nie deurlopend dieselfde nie. Die definisie van kultuur in die 1900s verskil radikaal van die definisie van kultuur vandag. En Afrikaner kultuur vandag verskil ook heelwat van Afrikaner kultuur 50 jaar of 100 jaar gelede. Want kultuur is dinamies en word deur 'n klomp verskillende faktore beïnvloed, soos byvoorbeeld die tegnologie, waarvan ons die voorbeelde gegee het van hoe dat dit kultuur beïnvloed. So tradisie kom van die Latynse woord tradere, om oor te gee, en 'n mens sou seker ook kon sien trade is die Engelse woord wat uit tradere uitkom. So dit is 'n handeldryf, 'n oordrag. Die HAT sê tradisie is oorlewering, dit van geslag tot geslag oorgedra word, 'n gebruik of gewoonte wat lank bestaan en algemeen aanvaar word. Die WAT sê tradisie is die oordrag van gebruike, opvattings, verhale, leerstellings ensovoorts van geslag tot geslag. Dit wat deur sommige oordrag oorgelewer is, of tradisie is 'n vasstaande gebruik of gevestigde gewoonte met 'n historiese kontinuïteit. So tradisie, ja, as ons mooi dink wat is tradisie, wat 'n mens dan nou wil, as mens dit wil beskryf. Kultuur kom van die Latynse woord colere, wat beteken bewerk of versorg, Genesis 2 wat ons gelees het. Maar nou sal ons hoor, die HAT beskryf kultuur as beskawing, geestelike ontwikkeling of verfyning. So daar's klaar daai oorvleeling van woorde. Kultuur is die geheel van geestelike prestasie en uitinge van 'n volk of gemeenskap, byvoorbeeld kuns, wetenskap, sedes, godsdiens ensovoorts. Die ontwikkeling of verbouing van landboukundige gebruike soos byvoorbeeld die wynkultuur. WAT sê kultuur is die totale geestelike en materiële ontwikkeling van 'n volk of gemeenskap, soos uitgedruk in taal, kuns, wetenskap, godsdiens, sedes, instellings, tegniek, die vorming of ontwikkeling van 'n individu se vermoëns wat met kultuur
te doen het. So kultuur is die geheel van oorgelewerde waardes, geloof, oortuigings, gebruike, kennis, kunsvorme, taal, lewenswyses, waardeur 'n gemeenskap sin maak van die werklikheid in sy lewe orden. Maar dan, wanneer ons ook akademies daarna kyk, is daar 'n antropologiese definisie van kultuur, daar's 'n sosiologiese definisie van kultuur, daar's 'n filosofiese verstaan van kultuur, daar is 'n teologiese verstaan van kultuur. Jy kan sê elke vakwetenskap gaan as dit ware sy eie definisie daarvan hê, dat 'n mens nie heeltemal kan sê wat dit is nie. En dieselfde met beskawing, gaan oor kulturele ontwikkeling. Dit is die geheel van 'n volk se geestelike of materiële ontwikkeling en wat ook al. Maar goed, dit daar gesê, die definisies is belangrik, maar genoeg om 'n mens se kop te mekaar te maak. Vir baie mense is kultuur, tradisie en beskawing om vleis te braai en rugby te speel. En hulle dink nie oor die res nie. Maar daar's 'n paar merkers waaraan 'n mens moet aandag gee. En as jy dit nie oppas nie, gaan dit verdwyn. Dit verander in elk geval sonder dat jy iets daaraan doen. So godsdiens, taal en geskiedenis, dink ek is die drie goed wat ons dalk so bietjie moet uitsonder om te sê dit is belangrike gawes wat ons deur stryd ontvang het. Taal is nie neutraal nie. Dit dra waardes, denke, wêreldbeskouing oor. Om 'n volk se taal te verloor kan lei tot die verlies van 'n bepaalde manier van dink en glo. En dan dink ek is dit belangrik dat ons ook moet dink aan die taalstryd wat daar was. In elke huis behoort daar 'n taalstryd te wees, ten minste om Afrikaans suiwer oor te dra. Sonder dat ons gevang word deur die hedendaagse vermenging van tale en slang wat die taal eintlik verarm. Op 'n stadium het ons probeer om taal te verryk. Bybelvertaling in die moedertaal was van die reformatie af belangrik, en dit is belangrik vandag ook dat ons in ons godsdiens taal moet gebruik. Het is verbasend om te sien hoeveel jong mense wanneer hulle Bybel lees, flip 'n Engelse Bybel uit. Ewe skielik asof 'n mens meer en dieper en ryker betekenis in 'n Engelse vertaling gaan vind as wat jy in jou eie taal gaan kry. So geskiedenis is ook bloot nie maar net gebeure nie. Mense sal dink geskiedenis is nou maar net om te vertel wat in die verlede gebeur het. Maar geskiedenis het 'n bepaalde doel. Dit is eintlik heilsgeskiedenis. Geskiedenis is nie 'n horlosie wat afloop en wat maar net tik en sekere dinge gebeur nie. Maar geskiedenis staan onder God se oog en God se hand. En daarom is dinge wat gebeur nie neutraal nie, maar dit het 'n dieper betekenis. En as ons na ons herkoms kyk, dan beteken dit die kerkhervorming het 'n bepaalde betekenis en invloed op ons lewe. Die vestiging aan die Kaap het 'n bepaalde betekenis en vorming van ons lewe. Die groot trek en alles wat gebeur het rondom die groot trek is nie neutraal nie. Die gelofte wat afgelê is nie neutraal nie. Die geskiedenis van die boere met die boererepublieke, die stryd om selfbeskikking en vryheid, is nie maar net neutraal nie. En met elkeen van hierdie goed kan ek nou 'n lys van gebeurtenisse gesê het. Dit is die goed wat ons moet gedenk. Nou ja, die hartseer daarvan is soos wat Peer gesê het, dit word nie meer deur die skole geleer nie. Maar ons sal vir onsself moet bepaal hoe belangrik is die geskiedenis onder die hand en onder die oog van God vir ons. So die kerkgeskiedenis, selfs die AP Kerk se ontstaansgeskiedenis, vertel vir ons iets van die Here se beheer en werking van mense en hoe dat hy die dinge beskik en bestuur. En dan dink ek, dit is belangrik, elke een se familie se geskiedenis.
moet 'n mens ook na kyk. So daar's ook weer, as 'n mens gaan sê, "Jo, kyk wat is die omvang hiervan," dan is dit amper te veel dat 'n mens daaraan aandag moet gee. Maar die geskiedenis vertel van God se werke met ons wat ons beïnvloed. Want op die ou einde dink ek is godsdiens die grootste waardebepaler van kultuur. Ons godsdiens rig die kultuur. En in daai opsig wil ek net so 2 lyne terugtrek. Augustinus het van kultuur gepraat as die bou van 2 stede. En die stede word deur 2 liefdes gebou. Die liefde tot God bou die stad van God en liefde vir jouself bou die aardse stad. Die een soek God se heerlikheid, die ander een soek selfverheffing. En uiteindelik word kultuur bepaal deur wat jy liefhet. Dit is bietjie 'n ander blik op kultuur as om net doeteenvoudig 'n lysie op te stel van goeders en te sê merk af by watter van hierdie goed jy uitkom. Kultuur vra vir ons, waarin lê jou diepste liefde? Want nie taal of kuns nie, maar uiteindelik aanbidding of nie aanbidding nie, bepaal beskawing en rig kultuur. Augustinus het gesê kultuur is nooit eenvoudig Christelik of eenvoudig heidens nie, maar dit is vermeng tot by die volëindiging. En daarom het ons heeltyd 'n roeping om dit wat ons voor lief is, te dien en dit uit te bou. Dit klink, Augustinus, dink ek het hierdie idees redelik verkry by die gelykenis van die saad, die goeie saad en die onkruid, wat albei daar is, maar met die volëindiging gaan die oes daarvan ingesamel word. So bietjie nader na ons geskiedenis toe, Abraham Kuyper het ook baie oor kultuur gesê, en sy bekende stelling is, daar's nie 'n duimbreedte van die hele terrein van ons menslike bestaan waaroor Christus nie sê myne nie. En dit sê vir ons, kultuur is nie neutraal nie. Elke kultuur vloei uit 'n geloofsbelydenis en het godsdienstige oortuigings, en dit word gedra deur 'n lewens- en wêreldbeskouing. En godsdiens, in watter vorm dit is, of dit nou hoofletter of kleinletter is dan die religieuse kern. En uit jou dien van wie ook al, om aan te sluit by Augustinus, jou liefde vir bepaal wetenskap, politiek, ekonomie, kuns, reg, onderwys, wat ook al, wat alles deel van ons kultuur opdrag is. So in gehoorsaamheid aan God volg Christelike kultuur, in rebellie teen God kom afvallige kultuur. So nou kom ons by die vraag, en redelik aan die einde van wat ek wil sê, is watter tradisie, kultuur, beskawing word oorgedra? Wat erf die jong Afrikaner gelowige? Jy erf 'n taal. En jou taal en jou liefde vir jou taal moet gedryf word deur jou liefde vir God. Afrikaans is die enigste Europese taal op Afrika bodem. En in 'n redelike kort tyd het Afrikaans gegroei van 'n kombuistaal tot 'n akademiese en 'n tegnologiese taal. En daar's nie 'n enkele ding in die hoër funksies wat taal het, wat nie in Afrikaans gesê kan word nie. En ons moet begryp hoe belangrik dit is. Dit moet behou word, dit moet uitgebou word. Die geskiedenis van taal, die ontwikkeling van taal, moet oorgegee word in die hand van 'n jong geslag, en julle moet dit toeëien, waarde daaraan gee, want op die ou einde is dit julle wat bepaal hoe die taal oor 50 jaar vorentoe gaan wees, en hoe die taal oor 50 jaar vorentoe oorgegee gaan word na die volgende geslagte toe. Dan dink ek wat belangrik is die gereformeerde geloof. Ons geskiedenis in Suid-Afrika en die wording van die Afrikaner volk is anders as enige ander volk. Die meeste ander volke het een of ander heidense voorgeskiedenis. Die Afrikaner volk het nie 'n heidense voorgeskiedenis nie.
Hy het dit gereformeerde voorgeskiedenis. Dis ons wortels en verbondsmatige denke, skrifgesentreerde aanbidding in woord en lied is 'n skat en dit moet verstaan en toegeëien word, nie net herhaal word nie. So Tannie Maritjie sal weet ons deel daai liefde vir onder andere vir die psalms. Dis 'n erfenis wat ons ontvang het van die kerkhervorming af. Maar dit is 'n skat wat vandag deur mense in die wind gegooi word. Dis iets wat waardevol is. Maar skrifgesentreerde aanbidding in woord en lied is 'n skat wat deur ons jong mense toegeëien moet word en wat hulle moet sê, dit is die moeite werd dat ons ook deur stryd heen bereid is om dit te behou. En dan uit die aard van die saak geskiedenis, wat ons bring by belangrike dae, en dan gaan ek nou maar net die ooglopende noem, en daar's heelwat meer. Variebeekdag, 6 April 1652, met die gepaardgaande Variebeek gelofte, wat vir, ek wil amper sê eeue, verwaarloos is, en deur baie min in ere gehou word. Geloftedag, die hele geskiedenis van 16 Desember, ek hoor dat iemand so in die verbygaan, ek weet nie of jy by was nie, wat hulle gesê het, selfs by geleenthede, by die Voortrekker Monument, of ek dink met die opening van wat ook al wat daar aan die begin van die jaar was, is daar jong mense wat na die monument kyk en sê, waaroor gaan hierdie? Dis asof hulle van die onderkant van die aardbol af hier beland het en in hulle opvoeding nog nooit daarmee in kontak gekom het nie. Dit is, mense word groot, maar hulle word vreemd groot vir ons eie geskiedenis en vir die geloofsaspekte van ons geskiedenis. En daarom moet ons ook kyk na belangrike plekke. En ek dink dit moet 'n uitdaging vir ons wees om as 'n mens ergens heen ry, nie te kyk wat is die vinnigste en die kortste tyd wat ons van punt A na B kan ry nie, maar dat 'n mens maar bietjie gaan uitwerk, watter plekke van belang is daar op ons roete. Daar's niks wat die geskiedenis van Slagtersnek so vir ons kinders gaan verduidelik en deel gaan maak, as om te stop by die terrein van Slagtersnek, of om, ja, en 'n mens ry verby. Ons het vir hoe lank het ons ook al, as mens tussen Potchefstroom en Pretoria ry, dan ry jy verby die Danitron monument. Nooit gestop nie. Nou ja, dit is ook nie 'n toeganklike plek meer. Ek weet nie of dit vroeër was nie. Maar ons moet kyk, wat is daar langs die pad? En dat 'n mens die tyd in die pad van iPads af kan wegvat, en dat 'n mens weer praat oor wat gebeur het. Selfs plekname. En ek dink ons beweeg in 'n era waar plekname ongelooflik belangrik gaan wees. Graafreinet is nou die laaste ene, of die mees onlangste ene, waar die Afrikaanse naam vervang word met iets vreemds. Ek dink, as ons nou na die hedendaagse kaart van Suid-Afrika kyk, sal 'n hele klomp van ons nie weet waarvan word gepraat as hulle die plekname neersê nie. Dan praat ek nie van Bella Bella en Polokwane en van die tipe van goed nie, maar ons dorpsname, plekname, wat 'n geskiedkundige verbintenis gehad het, sal ons moet oordra. Want ons dorpe en ons gemeenskappe word nou in die vergetelheid ingestoot. Die klomp mense sê, nee, ons moet die nuwe name, die oomblik as hulle in die Staatskoerant gepubliseer is, moet ons die nuwe name aanvaar. So vinnig soos wat jy die nuwe name aanvaar, stoot jy die oues in die vergetelheid. En ons moet ons kinders leer, wat was die plekke se name. So ons het in die huis 'n baie groot verantwoordelikheid om te onthou, om te skep, om uit te bou. Ergens op 'n manier, en die jong geslag sal daai antwoord vir ons moet gee. Baie word gedoen om ons kultuur ook in te dra op die digitale vorms
en dit op die digitale platforms te gaan neersit. En ons sal seker maar meer en meer ook daarvan moet gebruik om die oordrag van ons kultuur digitaal te kan doen. Ten minste het die internet een voordeel, die internet vergeet nooit. So as 'n ding een keer op die internet is, dan bly hy daar en hy word nie vergeet nie. So dis 'n manier hoe dat ons ook ons eie kultuurgoedere kan beskerm en kan bewaar en kan oorlewe en daar moet geskep word. So daar's bedreigings. Vir ons jong mense is onkunde seker een van die grootste bedreigings. Amnesia. Amnesia is daai siekte toestand van totale geheueverlies, dat jy nie weet wie jy is en waar jy is en wat jy maak en wat ook al nie. Ons leef met 'n klomp mense wat kulturele en godsdienstige en tradisionele amnesia het, wat nie 'n idee het van waar hulle vandaan kom en wie hulle is nie. Ons het ook die bedreiging van skaamte, dat mense skaam is vir ons taal, ons godsdiens, ons kultuur. En ja, daar is goed waarvoor ons behoort te skaam, maar ek dink op hierdie stadium is daar te veel mense wat hulle vir die verkeerde goed skaam, en te min mense wat hulle skaam vir die goed waarvoor ons werklik skaam moet wees, en wat ons ook in skaamte moet stel. En dan die digitale ontworteling is seker 'n groot bedreiging. Ons gaan nie die digitale lewe uit ons mense se lewens uit kan losmaak nie. Maar ons moet sorg dat die digitale tegnologie ons nie ontwortel van ons herkoms en van ons wortels nie. So die uitdaging in ons huise gaan wees rondom taal, godsdiens, geskiedenis. Leef dit. Leef dit. Moenie dit net leer nie. Dit moenie net kop akademiese kennis wees nie, maar dit moet deel van ons lewens wees. Ons moet die stories vertel van ons geskiedenis. En die geskiedenis in alle forme moet lewend oorgedra word. En stories en hoe dit oorgedra word, moet ontgin word. Ek dink daar is heeltemal die mense maak allerhande lawwe flieks in Afrikaans. Waar's die mense wat 'n ordentlike fliek maak oor De Wet en Willery? Waar's die mense wat 'n ordentlike fliek maak waarin hedendaagse Afrikaner kultuur geanker en gewortel die storie vertel van mense soos wat ons leef? Ons verhale moet vertel word en ons geskiedenis moet lewend oorgedra word. En ons familiegeskiedenis. Wonder hoekom is daar nie flieks oor familiegroepe nie? Waar's die mense? Of is die vraag, waar's die geld? Weet nie hoekom is die flieks en die goeders nie daar nie. Waar's die mense wat die stories van hulle families wil begin vertel? Want ons familiegeskiedenisse moet vertel word. Die kerkgeskiedenis moet lewend vertel word. Ons volksgeskiedenis moet lewend vertel word. Die veldslae en die helde van ons geskiedenis moet lewend herdenk word. So ek kom by die einde en ek wil sê, ons jong mense moet leer dat hulle die hedendaagse kultuur moet uitdaag. Net dood eenvoudig deur te vra, wat is die onderliggende liefde wat ons in sekere gebruike of gewoontes of optredes sien? Is die onderliggende liefde 'n liefde vir God? En daarom is hierdie manier die uitvloeisel van die lewe, van die kultuur, of is dit wat gedoen word onderliggend van waar die selfliefde onderliggend is en dit dan die grondslag vir die lewe is? So ons jong mense moet leer om te vra, om te onderskei, gaan dit oor die mens of gaan dit oor God? Hoe sien ons wie word liefgehê? Ons mediakultuur moet geëvalueer word. Ons moet leer om mis te kyk in sosiale media en ons moet maar die goed wat gebeur
moet 'n mens in die groter prentjie moet 'n mens kan sit en die mediakultuur moet geëvalueer word en die ideologie wat gedra word ook deur die digitale forme moet ontmasker word. En ons kinders moet leer om ideologies die dinge te kan raak sien. As jy een keer die spore van 'n leeu ontdek het en weet hoe die spore van 'n leeu lyk, sal jy die spore van 'n leeu oral herken. En op daai manier moet ons kinders en ons jong mense die spore, die ideologiese spore leer, dat hulle dit leer ken, dat hulle dit kan raak sien en dat hulle dit kan ontmasker. So eerder as om 'n aftik lysie te gee, wil ek ons jong mense uitdaag en sê, ons moet 'n vol Afrikaner kultuur aantreklik leef. Ons moet 'n vol kultuur aantreklik leef met heel wat meer om die lyf as braai en rugby. En ons moet 'n godverheerlikende kultuur leef en oordra. En aanbidding moet in die sentrum van ons kultuur staan, dit rig en dit vorm. So Peer, dit is die tradisie en gewoontes wat ons van jong mense moet oordra. Baie dankie. Liewe Here, ons dankie vir die goedheid, ons dankie vir saam wees, dat ons ook in ons gedagtes 'n bietjie geprikkel kan word, miskien selfs 'n bietjie uitgedaag kan word om te dink oor hoe leef ek en wat is die goed wat ek vir myself toeëien en wat is die goed wat ek ook graag wil oordra. Wat is belangrik as 'n fundament en 'n basis vir 'n jong geslag om hulle lewe op te bou. En Here, ons wil vra dat ons werklik 'n vol en 'n ryk Afrikaner tradisie, Afrikaner kultuur aantreklik sal leef, wat gevul is, gerig word deur aanbidding en wat ook die verheerliking van God as einddoel het. Leer ons om dit te doen. Here, dankie vir die saamwees, dankie dat ons ook hier kan kuier, lekker kan braai, saam kan eet. Ons wil vra dat U hierdie saamwees en ook die voedsel wat ons gaan gebruik, aan ons sal seën, sodat ons ook in opregte dankbaarheid voor U sal leef. In Jesus naam, amen.